So ja, nou dat ons nou alles grond gewerk het of nie gewerk het nie en nou nog steeds wonder of dekke was reg is en nie. Daar's een ding wat 'n feit bly. En hierdie goed wat hierso staan moet in die grond kom en hulle moet op die regte plek neergesit word. Nou hoe doen jy dit? Wel, blykbaar te diep sojas plant. Kunsmis is belangrik. Die timing is belangrik. Afstand van die put af is belangrik. Maar Jou invoertoediening is belangrik. En ek dink as enige van daai 3 of 4 goed hier het verkeerd doen, dan het dit 'n redelike groot impak op die res van jou seisoen, op hoe goeie kans jy daai put gee om te ontkiem. En dan die res van van sy wortelontwikkeling, van hy hele plant se ontwikkeling tot as ons om die dag stroop, begin nou hier met jou planter. En ek sê weer, ek dink behalwe jou spuit is jou planter en jou plantproses is vir my die belangrikste ding op jou plaas. Want as jy dit hier droog maak, gaan jy dit nie kan reg spuit en hoop vir reën en hoop vir nog kunsmis. Dit gaan dit nie reg maak nie. As jy hier 'n fout maak, bly daai fout en hy spook by jou tot ons gestroop het. En dit maak dit nog 'n seisoen wat jy nie jou optimale oes kan afhaal nie. Okay, ek dink Reg, dit kos veel golf. Ons, dankie. Sê môre 'n lekker golfie aan, so. Hoor gaan tot golfbal is. Kyk. Ja, so ek weet nie, ons het soveel verskillende planters, en elkeen van hulle het sy eie unieke manier van toediening en van hoe goed werk, en nie een is dieselfde nie. So jy het baie ervaring daarmee. Ja. Wat het jy geleer? Ek dink ek moet sê hier dink ek het ek nogals redelike goeie klompie ervaring. Ons is wat vliegure het, dink ek planture. En ek dink ook as jy 'n Smartie boksie oopmaak, ek dink daar is minder klere Smarties in 'n Smartie boks as wat daar klere planters en goed daar buite is. Ja. En ek dink dit is so, want jy kry net een keer 'n jaar kans. Wel, partykeer 2 keer. Maar 1 keer is makliker, oorplant is nooit lekker nie. Ja. Maar ek meen, jy kry eintlik 1 keer 'n kans om dit die eerste keer te doen, reg te doen. Oorplant is duur en dit is nooit jou beste is altyd jou eerste probeer. Ja. So daar gaan baie in 'n planter in en jou put moet eerstens op die regte diepte kom. Dan wil jy hê daai put moet so naas moontlik aan die voeding kom wat jy vir hom wil neersit en die voeding moet in verhouding tot die put. Maar nie in die voeding nie. Nee. So. Maar ons kom nou by dit. Weet so, jou bemesting, jou kunsmis moet reg lê. Ja. Jou put moet reg lê. En baie ouens stop daar, maar eintlik jou put moet reg toegemaak word. En moet hy mooi geseël word ook sodat hy kan opkom. En eintlik ons moet ophou praat van planters, ons moet praat van fotostaatmasjiene. En die Engelse praat daarvan, you want photocopy plants. Ja. So 'n fotokopier makes fotokopies. So 'n planter moet eintlik fotokopie plante maak. Of dit nou mielies of sonneblom is. Ek wou nou sojas ook hier neergesit het, maar die sakkies wat ek het, Samsung maar 'n bietjie kom inspeksie doen, die saad is nie so wonderlik nie. Luister, daar's blou tags op en niks is Ja, hierso is die sakkie sojasaad wat wel reg is, hier lê hier voor. Gaan net omplant, dan daai ons gou een. Maar ja, so daar's baie dinge wat gebeur tydens daai 10 dae se plant wat ons het, wat moet reg gebeur. En Keis het 'n goeie planter. Equalizer het 'n goeie planter. John Deere het 'n goeie planter. Hier staan 'n horsplanter wat ons ook gaan probeer. En daar's soveel eintlik opsies, maar baie van hulle werk volgens 'n prinsip. En ek dink eerstens die lank jare, as jy gaan kyk na die geskiedenis, ek sien nou die dag op sosiale media sien ek oor die geskiedenis vertel van waar planters vandaan kom. En nou my ouers gaan weet, maar weet in Amerika John Deere het 'n patent uitgekoop van 'n maatskappy wat 'n planter ontwerp het. En hulle daai vandag staan dit as die Maximerge bekend. En dit is eintlik nogal Kinze was die ouens wat die aanvanklike patent begin het. En dit is waar hulle die 'n eenheid het wat 2 kouters te mekaar loop, 'n true wie maak.
En dit is waar, hierdie is 'n baie belangrike tool. Hierdie is, ek dink, belangriker as jou planter. En daar is mens om te kyk hoe hard is die grond. Hy is belangriker as jou monitor wat jy in het. Jou monitor kan vir jou lieg, hierdie ding kan nie vir jou lieg nie. So daar is die V, so die kouters loop so, dan maak hy vir jou daai kanaal, jou put gaan lê nou daaronder. Ja. Hierdie is 'n handige tool, ek het baie van hulle, Precision Planting het hom gemaak, ek sien Dekalb maak hulle ook nou, kry vir jou een as jy nie een het nie, maar ek weet jy het een. Maar so hierdie slot wat die planter in die grond maak, so jou put moet hier onder kom lê. True V is waar jou kouters te mekaar loop en daai slot maak. Maar die probleem met 'n True V is 'n V en die onderkant het altyd 'n air pocket. Ja. Nou het jy weer iets soos 'n seed firmer nodig om daai put te firm en die air pocket uit te haal, sodat as jy jou toemaak kom dat jy soek so goed as moontlik saad tot grond kontak. Maar ek sal sê 90% van die planters werk op daai prinsip. Dan kry jy nou jou leading trailing edge. Nou daar's ook 'n patent op waar die grade waarteen die kouters werk. En ek dink op by die True V's mag verkeerd wees, ek raak oud en grys. Dit is 9,5 grade. En dan kry jy nou, ek dink dit is 10 grade vir die kuis en die equalizer oploop. Die nuwe equalizers. So wat dit beteken is jy het een snykouter voor en jy het 'n ander ene in die agterkant. So wat gebeur is, hulle loop nie so, hulle maak 'n V nie, maar daai wat hulle plat loop, hy maak 'n ware bodem, 'n vierkantige bodem. En ek het so 'n kort videoetjie, toe ek nou die dag bietjie planter op en af sleep, het ek 'n kort videoetjie gemaak van dit en sal vir JP vra om daai video vir ons net gou in te sit en dan wat ek so 'n verduidelikingkie ook gee en dan kan jy sien waar die kunsmis loop en hoe dit lyk en sommer die werk by die toetrapwiel dan ook maak. So rol gou daai videoetjie vir ons asseblief. Wil ek gou verduidelik wat hier aangaan. So ek het nou op die punt van die land gekom, tel ek die planter op, daar staan hy, reverse ek gou. So eerstens, hier in die voorkant, dit is waar die kunsmiskouter loop, wat hy sny, my kunsmis neersit. Ek gaan nou die diepte kyk, om te kyk hoe ek seker maak my kunsmis lê waar ek dit wil hê. Dan, hierso, daar kan jy 2 putte sien. So hierso is wat die planter oopmaak. Jy kan sien, dit is waarvoor kuis bekend is. Hy gee vir jou 'n presiese mooi vierkantige bodem. Jy kan sien daar is plat. Nou daar kom die 2, daar is waar die 2 skolletjies loop. Hy gaan en hy vryf dit vir jou, kan ek sê, hy maak jou die saad voortoe. En daar kan jy sien, daar die wielietjie al mooi plat ferm gedruk. So hier kan ek sien wat my diepte is. Ek gaan daai 2 putte meet. Ek het doodgestop en opgetel. Daai V-drive het my sommer 2 putte gegooi, het ek 2 keer kan meet. Maar ja, dit is hoe dit lyk agter of voor of tydens die plantproses met 'n kuisplanter. So ja, so nou daar kon jy nou duidelik gesien het hoe daai planters werk, hoe hy 'n ware bodem aan die onderkant maak, so jy het nie 'n seed firmer nodig nie. En dan het hy dis 'n two-stage closing nou. 'n Two-stage beteken is 2 stappe om toe te maak. So jou ander planters, die meeste van die wat 'n True V het gewoonlik net gewone dubbel die wielpressiele, wielietjies aan die agterkant, gewoonlik die ou rubberwielietjies. Wat hy doen is net hy met die sidewall met hy's oop, kan ek sê jou saadkanaal is oop en hy kom en hy druk hom net toe. Is daar fout met dit? Nee. Is dit ou tegnologie? Ja. Dit werk in sekere kondisies. Konvensioneel gaan dit omtrent meeste van die tyd werk, want daar's nie struktuur of iets wat teen beklei nie, so eintlik hy half die voorval amper toe en hy seël hom. 'n Two-stage, hy het die 2 skorreltjies en dit is wat vir my iets soos die kuisplanter uniek maak. So die snykouter voor, die 2 kouters, hulle vat van daai nat grond en hulle skuif hom uit. Dan het die binnekant van die dieptebeheerwiele het die reduced inner diameter. So daai los grond, nat grond lê daar, skorreltjies kom en hy vou hom toe. En daai wielietjie agter wat hol is kom en hy het so amper so 'n chevron patroon op en hy kom en hy druk al die ligging goed uit. Nou daai is vir my, ek dink die ideale mikpunt om voor te gaan, om seker te maak daai put lê op die regte diepte, nie in 'n V nie, hy moet op die regte plek onder lê. Al die lug uitgedruk, nat grond op hom
en boontoe is daar niks gekompakteer bo op hom nie. Wat ek hou van daai wiele ook is, die middelpunt waarop hulle die gewig dra, is nie naby die saad nie, so jou sidewall compaction is baie minder. So dit is vir my amper die goue standaard, as dit by plant kom. Equalizer het by ons, ek het equalizer ook, hy het dieselfde prinsip, maar sy dieptebeheerwiele loop bietjie verder, en hy het nie two-stage nie, so hy gee vir die ware bodem, maar by my eerlike opinie is, ek dink die equalizer se toemaak agter kom kort. Ek het gister het ou vir my video gestuur, ou wat ek ook gepraat het, wat ook bietjie stoei met toemaak op sy equalizer, wat ook bietjie meer, ek 'n bietjie swaarder gronde het, en toe wys hy vir my van, man die equalizer het die V-press, of 'n V-press tipe wiel op, en toe stuur hy vir my video van waar hy Jeter polytwisters opgesit het. En ek moet vir jou sê, ek dink is dieselfde roete wat ek gaan. Want ek dink Jeter polytwister is seker wêreldwyd, ek dink die beste ROI wiel om op te sit agter, want die manier hoe hy doen is, hy crumble jou, as jy tipe van 'n sidewall het, crumble hy hom en hy maak mooi toe. Plus jou grond is van so 'n aard dat, as jy harde by reën kry, gaan hy nog steeds ergens 'n naad kan hê, so wat die vloer se naad hier in die stoor is, vir daai plant om bietjie makliker te kan deurkom. So jy weet, daai is iets wat ek op my equalizer byvoorbeeld wil doen. My DBX wat ek het, dis weer 'n ander Australiaanse patent, en 'n uitstekende patent, wat jy 'n snykouter het wat sny, en jy het die tand wat losmaak, en jy op jou kunsmis neersit, en dan het jy 'n closing tool in plaas van 'n kouter, en daai closing tool gee ook vir jou 'n ware bodem, net soos wat die case equalizer vir jou 'n, kan ek sê, 'n vierkantige bodem gee. Ja. En dan het hy ook, en dan het hy die wielietjies wat toemaak. Nou myne het ek ook so bietjie verbeter al, en dus, was nou iets met hom fout gewees nie, maar van ek die case het met two-stage closing, sê ek maar, wat is die waarde van two-stage closing ook op planter? En ek weet jy kry nou Faro Force and Precision Planting, uitstekende produk, ek dink dit is 'n duur produk, maar as dit jou sak pas, ek vir jaar September, jy kan maar vir my een koop, ek sal dit self vir jou doen. Sal hy nuwe tailor-made drywer kanselleer. Maar jy weet, dit is nie net sit die put neer nie, en jy moet 'n planter kry wat vir jou, en dit is wat ek in 'n planter soek. Ja. En huidiglik, ek dink al my planters kan dit doen, maar van hulle het ek bietjie meer modifikasies nodig as ander. Maar okay, dit is net die put, wat van die kunsmis. Wel, ons het weer eens tussen, daar's een planter wat amper dieselfde kunsmistoediening het nie. Jy het nou verwys na die DBX. Dit is vir my een van die planters wat ek persoonlik verkies daar waar hy sy kunsmis neersit. Ons het hom ook al 'n bietjie verander. Ek meen, ons sit hom so 2 duim onder die saadbed waar op die pit lê, op daai closing tool se, kom ons noem dit nou maar 'n bedjie. 2 duim onder dit is vir my een van die mees effektiefste plekke om die kunsmis te sit, want daai worteltjie groei reguit soontoe. Ek kan nie maar wag, dit is nou absoluut nonsens wat jy nou praat. Nee, is gewoonlik. Ek het nou die dag ook, toe lees ek 'n advertensie van ouens wat nou, en kom ons gooi gou hierdie term in, dit klink soos wiskunde meneer, 2x2x2, 2x2x2. Ja. Toe sê hulle, ja maar, Besê nou eers vir die mense wat beteken 2x2x2. Okay, so 2x2x2 is 8. Inderdaad. So maar wat 2x2x2 beteken 2 duim kant toe, 2 duim onder. Nou hier kom nou die moeilikheid in. So dis 2 duim links en regs en 2 ja, okay, duim onder. 2 duim links, 2 duim regs, 2 duim onder. Okay. Maar hier is die probleem, 2 duim onder wat? Nee, Nou daarso, okay, iets soos conceal, is eintlik 'n 3x3x2. Ja. Maar dit is nie 'n ware 2x2x2 nie. Maar jy kan dit gebruik om neer te sit, maar die probleem is, dit is 2 duim, of eintlik 'n duim en 'n half onder die grondoppervlakte. Nou kom ek al hierdie lineaaltjie uit, en ek het Jason Webster die gesprek ook gehad, en hy sê vir my, weet, so okay, hier is die plantdiepte, daar is 2 duim. 2 duim. So as daai put gaan uitloop, gaan hy hier na toe gaan, onder toe. Die wortels. Nou kom jy, nou sit jy daai kunsmis hier neer, op 'n duim en 'n half hier. Hier lê jou put, daar is die grond, jy sit jou kunsmis hier neer. Daai wortel gaan nie uitkom nie. So 2x2x2 beteken eintlik, jy soek om 2 duim kant toe, maar hier is die grondoppervlak, maar jy soek om eintlik Onder die put. 2 duim onder die put, 2 duim kant toe. So jy moet eintlik 4 duim onder die grond. So eintlik moet dit 'n 2x2x4 wees. Ja. So hy moet eintlik dubbel dieper onder die grond ingaan, want dit is waar jou wortels wat afgroei in kante toe gaan, en ek stem 100% saam met jou. Die DBX se prinsip, en daar's nog 'n planter, Rowick,
Rauwik se prinsip wat hulle ook dieselfde het, maar hulle het 'n wielietjie wat die grond konsolideer en dan met die eenheid oorgaan. Maar dit is alles reguit onder die put. So die beste kans vir jou wortel om af te gaan is in elk geval reguit af onder toe. So daai is een van die goed wat ook 'n redelike groot invloed op het. Jy weet, en ek weet soos weet die ouens wat nou in Amerika begin het met 2x2x2. Hulle, en ek weet mielies se wortels groei al twee kante toe. Behalwe nou as jy 'n bietjie nat plant, dan groei hulle almal net so in die middel af. Maar dan kan met die minste van jou moeilikheid. Dit gaan in elk geval nie help nie. Maar kunsmisplasing is verskriklik belangrik, weet op 'n planter ook, weet en so jy moet seker maak, ek ben so die ou konvensionele 1750 John Deere's, wat ek dink die meeste hektare plant in Suid-Afrika vir lank jare. Jou kunsmiskouter voor, daar lekker voorgeloop en jy het jou kunsmis neergesit. Maar hy was gewoonlik 2 duim kant toe, maar hy het enigiets geloop van 1 duim tot 3 duim. Ja. Want hy het deeltyd so gemaak, of afhangende van hoe jou saadbed gelyk het. Ja. Jy weet, so daai is 'n ding wat vir my baie belangrik is. So ek het byvoorbeeld op my early riser het ek 'n Jeter 2960 op 'n row unit mounted 2x2x2, wat ek soos wat my karretjie op en af beweeg my kunsmis ook. Jy weet, in relation to my seed, Ja. bly my kunsmis ook die hele tyd beweeg. So dis eintlik 'n ware 2x2x2, 'n vaste eenheid, waar as jy 'n tand gaan neersit, 'n planter eenheid gaan altyd ook onafhanklik werk Ja. van dit af, maar en ek praat van die DBX is 'n 0x3 Ja. en die Rauwik ook. My equalizer is 'n 2x2. Hy sit vir hom met die tand 2 duim kant toe, jy kan nie bo op hy en jy kan vir hom probeer bo op plant. Ek sê nou vir jou, jy gaan vir hulle oorplant, want hy maak air pockets en as dit harde by reën, dan sak hy putte binne in Nou slootjie. hy sloot in wat die tand gemaak Ja. het. Jy weet, so kunsmisplasing op 'n planter is 'n belangrike ding, maar nou as jy nou nie tyd het om kunsmis op 'n planter te wil neersit nie, Nou strooi dit sommer alles oor die tyd uit. werk dit of werk dit nie? Soos 'n bom, want jy spaar tyd. Is vinnig klaar, jy hoef nie weer te worry as die pitte as daai mielies op is, dan hoef jy mos nou nie weer oor te kom eers nie. So Tyd vir golf, nee. is meer tyd vir golf. Ons sal lekker oor golf op nog praat. Maar Nee, wel wat ek en ons het nou daaroor gepraat. Ons planttyd word al hoe korter en jou tyd om enige party goeders te doen raak moeilik, want jy het radikale reën en weer verskynsels. So ouens voel hulle is gedruk vir tyd en veral ouens met groter hektare, wat duisende hektare plant, om daai logistiek om rondom korrelkunsmis versus vloeibare kunsmis en dan ook wanneer jy die korrelkunsmis neersit. Party ouens sit selfs korrelkunsmis ook in die Reiners en nog nie daaroor gepraat nie. Maar aanhar. so wat is jou opinie? Strooi ons maar uit. Ons is gedruk vir tyd. So Kijk, dis gerieflik. Ja, bemesting is bemesting. So maar kyk, elke besluit het 'n nagevolg. Ja. En my gevolg is as jy by dit werpe gaan jy nie effektief wees nie. Dit gaan vir jou geld kos. Jy moet meer neersit en ek dink daar's genoeg video's op YouTube wat jy kan gaan kyk oor bandplasing in breedwerpig. En die probleem is met stikstof in die vorm waarin goed opgeneem word is een van daai goed wat 'n rol speel op stikstof kom in oplossing. En hy beweeg kapillêr. Ja. Maar weer eens fosfaat. Nou, Hawaii geval het, daar bly hy net maar lê. daar bly hy lê. So fosfaat jy van daai goed, jy gaan maar vir moet bandplaas. Ja. Dit is wat dit is, ja. Jy weet, jy gaan nie tensy jy verskriklik baie fosfaat in die grond het. Dis waar maar jou mengsel gaan saak maak. Maar jy gaan nooit so effektief wees soos bandplaas nie. Ja. En ek dink vandag se tyd met rand en sent, wat kunsmis goed nou kos. My plaas gaan breedwerpig nie sommer gebeur nie. Daar is 1 of 2 uitsonderlike gevalle waar dit gaan werk. Maar ek gaan net nou nie sê waar daai 2 gevalle is nie. So maar so iets vir die soja mieliedag van volgende jaar of oor 2 jaar ook hou. Ja. Maar ek dink net daar's baie meer opsies. En ek dink as jy wil breedwerpig gaan, invoer op 'n planter. So invoer is waar jy in jou plant voor
bemesting kan neersit. En daar's ook 'n lekker bemarkingsfoefie rakende al daai goed. Ek dink ons gaan maar 'n bietjie tyd op dit ook spandeer, maar planter is belangrik, ongeag wat se kleur jy het. Maak seker hy's reg. Maak seker jou toemaking goed is heeltemal. En die planter monitor wat jy gebruik. Moenie glo wat daai ding vir jou sê nie. Hy gaan vir jou sê as daar fout is, maar gaan kyk eers of dit vir jou sê 100% geground truth is. So daar's verskillende stelsels ook. Ek het Precision Planting en Ag Leader. Albei van hulle werk vir my baie goed, albei met die planter beheer. My kunsmis beheer ek alles met Ag Leader. Ou wat met my wil stry oor hoe en my sê daar's beter. By all means, maar ek soek nog daai beter. Ek het al 'n paar goed geproe. Ek het 1 jaar baie goed, was maar 'n grys jaar vir my gewees en grys seisoen gewees en daai het my geld gekos en dit was ook van een van daai van hierdie gaan werk. Nee, het het gewerk nie. Hoe lekker is dit om ander planters goed met jou eie planter wat dan kak is oor te plant. Want dit gaan nie oor die kleur van die planter, dit gaan oor prinsipie en goed wat werk. As ding werk hy, as hy nie werk hy nie. Maar as ek sê daar die planters wat daar is, jy moet as jy nou-till, jy wil deur materiaal kan plant. Delta Force is jou vriend, Sure Force is jou vriend. Row Cleaner is jou vriend. Ek dink daar by jou daar's 'n videoetjie op wat JP vir ons kan inwerk. Opsit. Wat jy vir ons afgeneem het. Ja. So hulle moet nog gou speel, ek 'n sluk net vat. Jy kan sien op daai video hoe daai row cleaners vat net daai plantmateriaal 'n bietjie weg. Ons saadkouters het nie eintlik werk wat hy doen ten opsigte van om deur plantmateriaal te sny nie, want dit is klaar uit die pad uit. Baie belangrik. Eintlik moet ons nog 'n videoetjie insit, is die van hoe om daai goeters reg te shim. En hoe as jy iets kans gee om intussen daai twee kouters in te gaan, hoe maklik dit en hoe vinnig dit 'n bogger op kan wees. En jou monitor gaan nie vir jou sê nie. En jou monitor sê dit glad nie vir jou nie, tot jy op 'n stadium net sien maar okay, nou pak die planter so in sy moer in en een van die beerings gaan sommer op een van daai saadkouters. En dan is dit te laat, want hoe lank al plant jy so en is daai dingetjie nie reg gewees nie, byt hy vir jou sonder dat jy sien hy het vir jou gebyt. Ja, nee, dit is alles goedjies, 'n planter en dit is doodbelangrik. 'n Planter is daar's soveel goed wat kan verkeerd gaan, maar soveel goed moet reg wees. En die shimming en soos weer Delta Force en Sure Force ook. Daar's nie 'n klim in die gooi na gat hy nie. Ja, die ouens wat dit verkoop wil dit vir jou so vertel en hulle proewe wys dit so, maar ek dink laasweek toe ons al by jou testrun gedoen het, dink ek kon ek jou wys wat is die dit is nie so nie. En by my ook. Ek het ook gesien met die Sure Force ook. En as ek sê daar's nie 'n spesifieke stelsel wat perfek is nie. En elkeen het sy limitations, sy manier van werk, maar jy moet seker maak ground truth nog steeds alles, want dit kan van 'n goeie planter 'n swak planter maak. Maar daai tegnologie kan ook van 'n swak planter 'n goeie planter maak. Ja. Ek dink John Deere het uitstekende planter. Kyk as dit by kom ons gou dit vanaf 'n bietjie oor uitmeeteenhede. En jy gaan en ek sê nou vandag vir jou, wie sê kan nie vir konsoias plans se John Deere uitmeeteenheid nie. Hoekom ry met my? Ek kan nie meer train, want die plaat is dit klein, hy moet te vinnig draai. Hy draai te vinnig en hy gooi die putte af. Ja. Waar John Deere se dit beter doen. En ek dink John Deere se hoëspoedmeters nou vandag, dit is ek dink maar die ding om mee as dit by hoëspoed kom, John Deere daar is nie iemand wat by John Deere kan kers vashou nie. Ja. Dit is so en maar ook gaan jy nou 12 kg/uur plant of 15 kg/uur plant as jy nou tel. Nee. Maar as jy konvensioneel plant, kan nie maar gaan. Mielies is 'n ander ding. Wie sê plant 'n mielie baie mooi? Ja. As hy mooi plant. Hy kan ook, ek moet sê daai die talk en die graphite wat jy ingooi, dit speel ook, dit kan vir jou rondgooi. Ek het nou daai goed van wat Elim nou inbring, die Homeland corn en Homeland soy. Ja. Dit is een van daai goed van daar's 'n bietjie mikroelemente en goed ook by, maar dis nie hygroskopiese kan ek sê poeiermengsel nie. Ja. Weet jy hoe lekker werk dit om daai ding in te sit en dit gee net vir jou jy worry nie oor het ek genoeg ingegooi, moet ek nog ingooi. Ja. En ek kon dit sien op Singulation by my. En ek het 'n proef gedoen met die keiseplanter en 2 seed bins. Ek het hom links het ek my ou mengsel gegooi en regs het ek hom Homeland gegooi. En is dan nie glo nie op daai bar graph op die monitor kan ek sien my reg sien. Het beter geplant as my linkerkant, jy weet so.
Maar ook meters kan jy rond donder as jy nie die regte graphite of talk nie. Op hierdie case enige ding met 'n central seeder, wie jy meer graphite hardloop as talk. Dis is my ervaring want ek het veral is dit bietjie klammig. Ek dink na hierdie reën kyk as ons nou môre gaan golf speel, Sondag rustig wees, Maandag wil ons plant. Ja, dan wil ek plant. Dan wil ek nie sukkel met goed wat nie wil singulate of pak en pype nie. Weet. So dit is plant is daar's soveel goeie planters wat ons eintlik nog kan oor praat, maar weet ek dink die kleur wat vir jou werk ongeag as jy hom afskuur is almal van liggrys. Maak seker dit wat daarop is werk. Jy het nie 'n 2026 model planter nodig nie. Ek het 'n ou planter wat ons gevat het. Ons het hom gebou, 'n John Deere planter, toegerus met presisie goed. En John Deere het ook nou, jy kan nou nuwe eenhede, nuwe meters van hulle opsit op 'n ou planter. Ja. Dan sit jy met Weer met 'n nuwe wat jy kan kry, ja, so. Wel ek dink ons het redelik nou alles van planters gecover. So ek wil net saamvat, ken jou planter en maak seker hy's reggestel. Nie as jy dink hy's reggestel, maar hy moet reggestel wees. Nie net wat die monitor sê nie. En moenie net glo, kyk as gaan grou, maak seker hy plant reg. Maar ja, baie dankie. Ek dink 'n paar manne weer kon help. Ek hoop ons kan iemand help altyd. Dis maar die doel van hierdie. So En ek dink so voor ons teers op hierdie en ek dink as ouens is wat vrae het en goed oor dit, 'n kommentaar het, moet hulle asseblief vir ons vrae stuur. Die ouens is skaam. Nou hulle is glad iets met ons nog kommentaar, as jy ons nommers het nie kommentaar. As jy dink ons is verkeerd oor iets, sê vir ons. Kom ons begin 'n gesprek. Kom ons redeneer oor 'n ding en elke ou het 'n mening, elke ou het 'n opinie. Ja, jy het 'n FNB bank, ek het 'n Standard Bank. En so leer FNB bank. Hierdie een sit lekkerder as jou nou hoor. Ek weet nie, myne nou het my baie geleer. So. Maar cheers. Cheers op daai een, ja.